Goeiemôre en baie welkom by hierdie diens in Vadervuur gemeente. Is lekker om vanoggend met julle te gesels en ek het vandag gekies om hier in die kerkgebou die diens te kom. Ek het gekies om my hele pak klere aan te trek. Ek het die behoefte gehad om te staan vandag en te praat met julle. Ek wil vanoggend se diens wil ek begin vanuit Psalm 46. Psalm 46 is 'n gedig. Is 'n gebed. En ek wil dit graag vir ons lees. Is 'n gebed in oorlogstyd, is 'n gebed in krisistyd. Psalm 46 vers 1. Vir die koorleier van die Koragiete op die wysie van jong vroue 'n lied. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Ek dink die ou vertaling het nog gesê God is grootliks beproef in krisisse. Ons het hom getoets. En die Here is daar vir ons in krisistye. En daarom is hy bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste. God is daar. Die stad sal nie wankel nie. God sal hom help nog voor die môre kom. Nasies kan raas en koninkryke kan wankel. Maar as God sy stem laat hoor, smel die aarde weg. Die Here, die Almagtige is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Daarom bedaar en erken dat ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here die Almagtige is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Amen. Ek wil julle vanoggend groet met die woorde genade vir julle en vrede van God wat ons Vader is en van Christus Jesus wat ons Here is. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons bely saam met die kerk van alle tye. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En Here, ons bely dat U nie net alles gemaak het nie, maar dat U ook alles onderhou. In die vroeë oggend brul die leeu en hy vra sy God vir kos. Here, ons weet, U dra die swaalkies op die vleuels van die wind. En U gee vir hulle kos op verskillende kontinente, Afrika en Europa. Die klein voeltjies, die LBJ's, soos die mossies sing vrolik in die oggend, as hulle langs die reënwater hulle dors les. Here, U het vir ons gesê dat selfs die hare op ons kop almal getel is. U het met ons gespot en gevra, kan jy deur bekommerd te wees, jou lengte met 1 el verleng, kan jy langer word net om jy worry daaroor? Here Jesus, nadat U die dood oorwin het, het U elke keer vir die disippels gesê, moenie bang wees nie. Ek is Immanuel, God met jou. Here, die vroeë kerk het die vis gebruik as 'n teken om vir almal te sê dat hulle in U glo, want elke letter van die vis staan vir iets. Jesus Christus, Theos Soter, Jesus Christus, die Seun van God, is ons verlosser. Here, ons hou daaraan vas dat U ons verlosser is. Van sonde, maar ook van die dood. En dat ons weet, Here, dat U ook in hierdie tyd ons sal verlos. Ons weet hoe Heilige Gees dat U in ons harte leef. Dat U die groot trooster is, wat ons harte en watte toevou. Maar Here, o Gees van God, U is ook die heilige vuur, wat ons harte passievol in die brand steek, om hierdie wêreld vir U te wen. En ons bid, laat U koninkryk kom. Here, maak ons harte oop vir U woord. Maak ons oë oop vir mekaar en vir die nood in die wêreld. Maak ons hande oop vir mekaar en vir die wêreld. Here, ons bid dit nie omdat ons enigiets kan verdien nie, maar omdat U gesê het, U is hier by ons as ons in die teenwoordigheid kom staan. Ons bid dit, Here, omdat ons 'n verwagting van U het. Amen.
Ons gaan nou luister na 'n lied wat ons vooraf laat opneem het. Dit is vir ons lekker om te luister hoe Christina en Wian vir ons sing, hoe groot is ons God. Dit sou nog lekkerder gewees as julle almal hier was en saam kon sing, maar kom ons luister na hierdie lied. Die beelden van die Heer, in majesteit, hele aarde juicht. Hij kleedt zelf met lucht, neemt duisternis met vlucht, begin in die einde, hoe groot is ons God, zeg hoe groot is ons God, allemaal zal zien, hoe groot is ons God. Uwe kom ik aan, Take me sense aan, begin in die einde, die God heeft drie en één, Vader, Geest en Ziel, nieuw en die Lam, hoe groot is ons God, ons zeg hoe groot is ons God, allemaal zal zien, hoe groot is ons God. Naam elke naam, waardig is die Lam, mijn hart zal zijn, hoe groot is ons God. Naam elke naam, waardig is die Lam, mijn hart zal zijn, hoe groot is ons God. Mijn hart zal zijn, hoe groot is ons God. Mijn hart zal zijn, hoe groot is ons God. Ons gaan vandag die Bybel oopmaak by Filippense hoofstuk 2. Ek dink Filippense hoofstuk 2 van vers 5 tot vers 11 is verskriklik bekend. Maar ek wil vanoggend veral konsentreer op Filippense 2 vers 1, 2 en 3. Kom ons gaan lees dit. Filippense 2. Paulus skryf aan die gemeente in Filippi. Paulus sit op hierdie stadium waarskynlik in die tronk in Rome as hy hierdie brief skryf. Die gemeente in Filippi is deel van 'n provinsie met die naam Macedonië en dis 'n arm gemeente. Paulus skryf vir hulle en hy sê vir hulle: aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees,
wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse, nie beskou as iets waarna hy moes vasklem nie, maar hy het homself verneder, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe as mens verskyn het homself verder verneder, hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis, en daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef, en hom die naam bo elke naam gegee, sodat in die naam van Jesus, elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig, en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Ek wil net tot daartoe lees. Voordat ons die teks bietjie gaan uitpak, kom ons luister na nog 'n lied, en kom ons gaan luister na Johanle wat sing en wat sê, "You're the God of this city." En Here, ons weet, greater things have yet to come. Kom ons gaan luister daarna. You're the God of the sea, you're the King of His people, you're the Lord of His nation. You are, you're the light in this darkness, you're the hope of the hopeless, you're the peace of the restless. You are. There is no one like our God. There is no one like our God. Greater things are yet to come. Greater things are still to be done in the city. Greater things are yet to come. Greater things are still to be done in the city. You're the God of the sea. You're the King of His people. You're the Lord of His nation. You are. You're the light in this darkness. You're the hope of the hopeless. You're the peace of the restless. You are. There is no one like our God. There is no one like our God. Greater things are yet to come. Greater things are still to be done in the city. Greater things are yet to come. Greater things are still to be done in the city. Greater things are yet to come. Greater things are still to be done in the city. Dankie Johan en die band. So ons op hierdie stadium in Suid-Afrika dans nog steeds die corona dans. Miskien sal dit beter wees om te sê ons sit nog steeds die corona sit. En ek vermoed dat meer en meer mense, ook Christene, besig is om verward te wees en diep bekommerd te word. Die regering maak groot uitsprake. David Makhura, die premier van Gauteng, het al vinnig net gesê, hulle verwag dat net in Gauteng alleen
gaan na omtrent 250.000 werksgeleenthede tot niet gaan. Dit is verskriklike getalle. En soms wonder ek of die president en sy mense na hulle self luister wanneer hulle praat. En toe het ek begin wonder, wat sou gebeur as die Here 'n perskonferensie hou? Wat sou gebeur as die Here die mikrofoon vat? Wat sou hy sê en watse uitsprake sal hy maak? Ek dink dat die Here sal ook groot uitsprake maak, maar positiewe uitsprake. In Filippense 2 gee vir ons so 'n klein kykie agter die gordyn van die perskonferensie wat die Here die Almagtige uitroep. En wanneer ons praat oor hierdie perskonferensie, dan is daar 'n klomp goeie wat die Here sê. Die eerste ding wat ek dink ons op 'n manier moet verstaan is dat op hierdie perskonferensie van God is daar 2 groepe mense. Die eerste groep is bekend as die mense sonder God en die ander groep is God se mense. God se mense word beskryf met die titel in Christus. Nou dis nie so maklik om te verduidelik wat hierdie konsep beteken nie. So ek gaan probeer om vir julle prentjies te teken om te verduidelik wat dit beteken om in Christus te wees. Iemand wat in Christus is, het 'n nuwe identiteit. Op hulle ID-kaart staan daar nie meer Suid-Afrikaanse burger nie. Maar as jy 'n nuwe identiteit in Christus het, dan staan daar op jou werklike ID-kaart, burger van die koninkryk van God. Gewoonlik as jy aansoek doen om deel van 'n ander land te word, dan vra daai land vir jou, wat kan jy doen? Wat kan jy gee? Wat kan jy bydra om van ons land 'n beter plek te maak? En as jy great dinge kan doen, as jy 'n dokter kan wees op hierdie stadium, of as jy ingenieur is, of as jy iemand is wat skatryk is, en wat 'n groot besigheid aan die ander kant kan bou, dan sal die mense van die ander land vir jou sê, welcome to my country, jy is welkom om in ons land te bly. Maar ons het niks om vir God te gee nie. Ons het net ons sonde, ons kriminele rekord. Die meeste van ons het min of meer al God se gebooie oortree. Ek wil vir julle van die storie vertel. My oupa Niels wou graag navorsing doen oor die Jagers. Hoe het ons familie in Suid-Afrika aangekom? Ek meen, daar's pragtige stories oor mense wat in Suid-Afrika aangekom het. Die Franse Hugenote wat gevlug het vir hulle geloof. En my oupa wil op 'n manier weet, ons die Jagers, spesifiek ons stamboom, hoe het ons in Suid-Afrika aangekom? En hy het toe baie lank navorsing gedoen en uiteindelik kry hy ons stamboom in Skyveningen in Nederland. Maar die Jagers, my stamboom mense, het nie Suid-Afrika toe gekom vir een of ander edelrede nie. My stamboom mense het 'n keuse gehad. Klim op 'n skip, word 'n matroos en gaan Suid-Afrika toe, of bly in Nederland en dan moet jy hof toe gaan, aangekla word en dalk tronk toe gaan. So ons het in Suid-Afrika geëindig. Geen land wil kriminele hê nie. Maar op God se perskonferensie roep God na die hele wêreld toe. God nooi die hele wêreld uit, kom na my toe. Kom almal wat moeg en oorlaai is deur jou eie mislukking, kom na my toe. Wanneer Paulus praat oor die troos wat ons in Christus het, is dit wat my betref dat God nie ons foute en ons oortredings teen ons hou nie. Hy vat al ons sondes weg en hy gee vir ons 'n nuwe identiteit. God se mense, God se eiendom, God se kinders. Ons staan by God. Ons is in Christus. Nie omdat ons grand is nie, maar omdat ons vergewe is. God roep na die hele wêreld toe, kom na my toe. Dis die troos wat ons in Christus het.
Maar kyk verder na daai eerste verse van Filippense 2, die troos in Christus, maar daar staan ook die aansporing deur die liefde. Paulus sê daar's liefde in Christus. Het julle al ooit gewonder, hoekom is die boek Hooglied in die Bybel? Dis hierdie liefdesverhaal, hierdie erotiese brief wat 'n man aan sy vrou skryf. Nou, hoekom is dit in die Bybel? Wel, die Here sê dikwels dat sy liefde vir ons so groot is soos die liefde van 'n man wat pas getroud is met sy bruid. En een van die mooiste verse in die ganse Bybel staan in Hooglied 6 vers 3. In Hebreëus staan daar Ani ledodi vedodili. Ek is my beminde sin en my beminde is myne. I am my beloved's and my beloved is mine. Wanneer God roep na ons toe, kom na my toe. En wanneer ons kriminele rekord vir God kom gee, dan skeer die Here hierdie kriminele rekord op. En hy kom na ons toe met liefdeswoorde. Die Here kom gee vir ons 'n ring. 'n Ring waarop daar staan Ani ledodi vedodili. Ek is my beminde sin en my beminde is myne. Maar die Here doen meer. Paulus sê, as julle die gemeenskap deur die Gees beleef het, nou wat is dit? Die Heilige Gees sê, ek gaan saam met jou werk. Paulus sê, as jy die gemeenskap deur die Gees geproot, die Griekse woord is koinonia, en ons sou ook die woord koinonia kon vertaal met vennootskap. God is jou partner. God is die senior vennoot in alles wat jy doen. En ek dink daar's party mense wat op 'n manier dit verstaan. Wanneer hulle besighede name gee, soos Ebenezer, wat beteken, tot hiertoe het God my gehelp. Tot hiertoe het God ons gehelp. God is die senior vennoot in jou besigheid. God is die senior vennoot in jou huisgesin. God is die vennoot op jou plaas. God roep ons met troos. Kom na my toe. God fluister vir ons liefdeswoorde. Ani ledodi vedodili. Ek is my beminde sin en my beminde is myne. God word senior vennoot in ons besigheid. Volgens Filippense 2 wag die mooiste wat God vir ons doen nog op ons. Paulus sê, as julle die innige meegevoel en meelewing beleef het, nou wat's dit? In die Griek staan daar splagna oiktirmoi. Splagna is 'n selfstandige, neutrale selfstandige naamwoord. Dit kan dus min of meer manlik of vroulik wees. Splagna is die organe binne in jou lyf. Manlik jou hart en jou longe. Vroulik jou baarmoeder. Paulus sê, as jy agtergekom het, julle agtergekom het, dat God se organe binne hom beweeg, as hy na jou kyk, as hy jou sien, God se hart klop vinniger, as hy jou sien. God se asem slaan weg van liefde, as jy nader kom. God se baarmoeder trek saam, as hy na jou kyk. En ja, ek weet, God het nie 'n baarmoeder nie, maar God het tog lewe geskenk aan ons. Alles binne in God trek saam van liefde vir jou en vir my. Wow! As jy al hierdie goede weet, as jy weet, God roep jou in liefde, en al wat jy kan bring is jou sonde. As jy weet, God fluister in jou oor, Ani ledodi
Vedodili. As jy weet, God werk saam met jou, as senior vernoot in jou besigheid, as jy weet, God se hart klop vinniger as hy jou sien, en sy asem slaan weg as hy na jou kyk, dan kan jy tog nie dieselfde bly nie. Paulus sê, na God se perskonferensie, wat God sy liefde aan die wêreld demonstreer, sê Paulus, ek het nog een ding nodig, om my beker van blydskap te laat oorloop. Die een ding wat Paulus nog nodig het, en wat ons as Christene nodig het, is dat ons as Christene sal begin saam dink. Kom ons dink saam. Die einde van vers 2 sê Paulus, kom ons wees eensgesind, en dit beteken in die Grieks letterlik, kom ons sit ons koppe by mekaar. Kom ons laat toe dat ons siele, ons koppe laat dink en laat swel. Ons moet oopkop wees, expand your brain. Ons moet dink, sê Paulus, so wat Jesus dink. Jesus het ons as mense raak gesien, in ons stikkend, in ons hartseer, daar waar ons ver weg van God staan, en Jesus het afgeklim van sy troon in die hemel, Jesus het hom leeg gemaak, van al sy goddelike glorie, en hy het 'n mens geword, op planeet aarde, en toe hy mens geword het, sê die teks, het hy 'n slaaf geword, hy het 'n diensknegt geword. Paulus sê, julle het al hierdie great goed wat God vir julle doen. Kyk nou rond, dink en sien mense in hulle ellende raak. Trek jou baadjie uit. Kom word 'n waiter, 'n diensknegt in hierdie wêreld. En ek dink 'n waiter, sy hoofwerk, sy job, is om kos aan te dra. As ek kyk na die wêreld rondom my, as ek dink oor mense wat nie 'n salaris kry nie, of wat 'n baie kleiner salaris as normaalweg kry, dan sê my siel vir my kop, word 'n waiter, dra kos aan. En ons is gemeente, hierdie gemeente het dit klaar gedoen. Soos elke maand was daar ook hierdie maand 28 gesinne wat nie kos het nie, en wat elke maand afhanklik is van hierdie gemeente vir kos. En die kerk het kos uitgedeel vir diens van barmhartigheid. Maar my kop sê vir my dat ek verder moet dink. My kop sê vir my dat mense wat tradisioneel nie kosnood het nie, dalk nou gaan sukkel. Gewone mense, wat elke Sondag saam met my op hierdie banke sit, en hierdie selfde kerkgebou deel, gaan dalk nou swaar kry. So ek moet kos aandra. En ek het 'n paar stukkies kos gaan koop, en hier's 'n hele versameling van sakkies hierso. En ek het besluit, ek wil dit weggee. Ek wil dit in die saal gaan sit, en ek wil enige iemand in ons gemeente, wat op hierdie stadium kosnood het, in die posisie stel om te kan kos kom haal. Maar ek wil jou uitnooi. As jy in die bevoorregte posisie is, dat jy 'n paar stukkies ekstra inkopies kan gaan doen, koop ekstra goed. Bring dit kerk toe, en ek sal dit toesluit in die saal. Kom ons reël, dat tot Woensdag toe, kan jy kos aandra kerk toe. Tot Woensdag toe. Jy moet net my kontak maak, jy kan nie aankom en
Ek behoort grootste deel van die dag hier te wees, maar jy kan my bel as jy wil seker maak ek sien. Dan bring jy kos kerk toe tot Woensdag toe. Ek maak die saal oop en ek sluit die kos toe in die saal. Bring asseblief nie bederfbare kos. En dan reël ons dat van donderdag af kan jy my kontak. As jy nou kosnood het. As jy nie seker is hoe om te oorleef in die maand wat kom nie, kontak my. Ek sal die kerk se saal deur vir jou oopsluit, sodat jy kan kom kos haal. Verniet. Jy kan 'n inkopiesakkie bring en kom haal. Mahala. For free, verniet. Hoekom? Want ons as kerk wil graag Jesus volg, maar ook mekaar versorg en ook die wêreld dien. Ek dink die tyd is nou hier dat ons mekaar moet versorg. Kan ek vir julle sê, ek weet nie of ons in ons leeftyd weer so 'n krisis gaan hê soos hierdie ooit weer gaan beleef nie. Hierdie is 'n tyd van krisis, maar is ook 'n tyd van geleentheid. 'n Tyd waar ons mekaar as boeties en sissies kan bystaan en kan help en kan dra deur hierdie krisis. Ek dink is nou tyd om mekaar te versorg en mekaar lief te hê. Hoekom? Hiermee wil ek eindig. Want God het ons eerste lief gehad. God het ons geroep en hy het ons getroos met die wete, jou kriminele rekords weg, jy het 'n nuwe identiteit, jy's in Christus. God het ons toe gekom en sy liefde in ons oor kom fluister. Annie, Ledodi, Vedodi Lee. I am my beloved's. My beloved's mine. God het deur sy Heilige Gees in jou besigheid die senior vernoot geword. Hy het koinonia met jou kom, hy het saam met jou kom werk in jou besigheid. God se asem slaan weg vir jou. Sy hart klop vinniger as hy jou sien. En God versorg jou soos 'n pa sy kinders met teer liefde versorg. En hy vra van jou en van my, gaan doen nou dieselfde. Amen. Ons gaan nou luister na 'n lied wat ons musiekgroep vir ons gaan sing, 'n lied waarin hulle sê I surrender. Kom ons luister daarna. With every thought and every word, with every breath and all that I am, I want to love you as long as I live, for you are my God. I surrender.
wil vandag die seënbede oor julle uitspreek, en die seënbede wat ek oor julle wil uitspreek, is 'n seënbede wat die Here vir die Lewiete gegee het om oor sy mense uit te spreek. Dit is 'n seënbede wat so oud is soos wat die kerk is. Dis een van die mooiste seënbedes. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn, julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor, en hy sal aan julle sy vrede gee. Amen. Kan ek vir julle net sê, ons kan nie kollektebordjies omstuur nie, maar ons is dankbaar daaroor dat julle die werk wat ons as gemeente ondersteun, en dit het vir ons moontlik gemaak om vir 28 gesinne kos te gee, onder andere, en om 'n klomp salarisse te betaal. As jy wil bydra vir die werk wat ons doen in ons gemeente, dan kan jy nou 'n EFT gaan doen. En ons kerk se bankrekening is by Absa, Vaalrivier gemeente, en die rekeningnommer is 053 058 0032. Ek herhaal, is 'n Absa rekening, Vaalrivier gemeente, 053 058 0032. En kan ek net vir ons almal herinner, hierdie wat ons gaan uitreik en mekaar versorg, is 'n offer op 'n offer. Dis my ekstra wat ek gee, ek het klaar my dankoffer gegee, en ek is vir die Here dankbaar, dat ek saam met julle die werk wat hy vir ons gegee het, kan doen. Mag Vaalrivier gemeente altyd Jesus volg, mekaar versorg, en die wêreld dien. Totsiens.